afkondigings van vanoggend. Ons erediens gaan ook vanoggend meer in 'n sangdiensvorm wees, broers en susters, en daarom gaan ons staande bly vir ons toetrede, ons fotum en ons seën en ons lofgesang, en daarna kan ons eers ons sitplekke inneem. En ons kan sit en bly selfs met die gesange ook tot aan die einde van die diens, waar ons dan met ons slotgesang en ons wegsendingslied weer staande saam met mekaar gaan sing. Maar vanoggend sal jy ook sien, dit lyk bietjie anders. Ons is van Vrydagoggend se donker en swart na kleur wat verander na wit en goud. Wit en goud wat vir ons iets sê van 'n nuwe lewe. 'n Graf wat uiteindelik oop is. Jesus wat nie meer aan die kruis is nie, wat opgestaan het en die dood oorwin het. En ons vier dit ook so op hierdie manier saam met mekaar. Ons toetrede staande vonk 5 vers 1 en 2 waarna ons kan bly staan vir die fotum en die seën. Ons lees in Psalm 15, wie het die reg om in u woonplek te kom? Wie mag op die heilige berg vertoef? En broers en susters, ons weet dat dit juis ons kinders van die Here is, wat hier in sy heilige woonplek mag wees. En ek bid dat God ons Vader en die Here Jesus Christus ons genadig sal wees, en dat hy vir ons sy vrede sal gee. Amen. Ons sing gesang 409 vers 1, 2 en 3, hoor jy die Paasfeesklokke, dit lui van vroegdag af, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem.
Ons lees in Johannes 3 vers 9 tot 17. Nicodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons sien, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elke wat in hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Broers en susters, Nicodemus vra vir Jesus, hoe is dit moontlik? Hoe kan 'n mens 'n nuwe mens word? Hoe vind hierdie geboorteproses eintlik plaas na hierdie nuutheid toe? Hoe kan jy deel kry daarvan? En uiteindelik vra hy nie net hoe kan 'n mens deel kry daarvan nie, maar hoe kan 'n mens na Jesus kyk om uiteindelik jou vertroue en jou geloof so in hom te hê, dat jy nie anders kan as om deel te hê daarvan nie. En uiteindelik sê hierdie gedeelte vir ons, deur na Jesus te kyk en jou vertroue eintlik volkome op hom te stel. So kry elkeen wat glo deel aan die ewige lewe. Hoe kyk ek en jy vanoggend na Jesus? Is dit met volle oorgawe? Is dit met volle oorgawe sonder om self te probeer verdien? Sonder om aan jou eie beheer te probeer vasklou? Fokus ons daarop om hierdie onbegryplike liefde van die kruis raak te sien. Fokus ons daarop om eintlik in hierdie liefde deel te wees. En broers en susters, as ons dit raak sien vanoggend, kan ons nie anders as om Gesang 421 vers 1, 2 en 3 ook so sittend saam met mekaar te sing nie.
Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. En daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Broers en susters, kom ons sing oor God wat die lig in die donker is, uit Vonk 277, vers 1 en 2. My en jou geloof staan of val by die leë graf van Jesus. Want was dit nie vir 'n leë graf nie, broers en susters, het ons bloot geglo in 'n supermens wat liefde gepreek het, wat mense vergewe het, wat op een of ander manier mense gesond gemaak het. Ons geloof staan of val by die leë graf. Uiteindelik by God wat ons so lief gehad het,
om sy seun te gee, sodat ons wat aan hom glo, nie verlore sal wees nie, maar kan deel hê aan 'n ewige lewe saam en by hom. My en jou geloof staan of val by die leë graf, want wanneer ons kies om weg te loop van hierdie leë graf af sonder dat dit ons geloof of ons lewe verander, dan val dit baie maklik. Wanneer ons kies om by die leë graf vir 'n oomblik stil te staan en juist toe te laat hierdie leë graf en hierdie leë kruis ons lewe verander, dan kies ons om in geloof saam met Jesus verder as hierdie leë graf te stap. Broers en susters, as ons kies om saam met Jesus verder te stap, dan besef ons dat Christus juis aan die kruis moes sterf. Dat hy juis aan die kruis moes sterf, sodat ons kan verlos wees van ons sondes. Maar gelukkig vir ons dat God weer vir Jesus laat opstaan het. Gelukkig vir ons dat ons 'n leë graf kan vier, sodat ons saam met Christus die dood kan oorwin. Want uiteindelik, broers en susters, is dit hierdie leë graf, hierdie leë kruis wat vir Jesus die seun van God maak. Sonder 'n leë graf sou hy nie waarlik Christus, ons verlosser en ons Here gewees het nie. En die Jode het juis vir Jesus daaroor aangekla. Die Jode het juis vir Jesus aan hierdie kruis vasgespijker, omdat hy verkondig het dat hy die seun van God is. Die Jode wou juis nie onder sy gesag gestaan het nie. En daarom het hulle op daardie dag vir Jesus uit die weg gekry. Hulle het oor hom leuns vertel. 'n heidense regerder bevind Jesus onskuldig, maar die mense wou niks weet nie. En presies is daar aan die kruis, is dit eintlik ook 'n Romeinse soldaat, iemand wat nie geglo het nie. Iemand wat heeltyd bevraagteken het. Wat werklik erken dat hy die seun van God is. Nie die Jode nie. Nie die mense wat saam met hom op pad gestap het nie. Nie die mense wat eintlik lank tevore gekies het om te volg nie. Iemand wat nie geglo het nie. Erken dat hy waarlik die seun van God is. En hulle sit wagte voor Jesus se graf om te keer dat mense eintlik sy liggaam kom steel. Om te keer dat hierdie Jesus uit hierdie graf uit kan gaan. En dan vertel hulle verder leuns. Hulle vertel verder dat hierdie wagte wat hulle daar geplaas het aan die slaap geraak het en dat hulle dit tog reg gekry het om sy liggaam te kom steel. Hulle glo nog steeds nie dat hy werklik die seun van God is nie. En dan verskyn Jesus aan Maria, aan ander vroue. Hy verskyn daarna aan die disippels. Hy verskyn aan 500 ander mense, net om te bewys dat dit wat voorspel is. Dat dit wat mense eintlik geglo het, dat as jy regtig 3 dae in 'n graf is, jy regtig dood is, waarlik gebeur het. Jesus was regtig dood deur 3 dae in die graf te wees. Maar uiteindelik verskyn aan die mense om te sê, hy is werklik die seun van God wat opgestaan het. Broers en susters, as Jesus Christus nie
opgestaan het uit die dood uit nie, moes ons self nog die straf van die sonde en eintlik die verskriklike dood op ons dra. Ons lees dat die ander disipel vir wie Jesus baie lief was, en Simon Petrus by die graf gekom het. Hulle het die doeke gesien, maar Jesus se liggaam was weg. En dan lees ons, nogtans het hulle nog nie die verskrif verstaan dat Jesus uit die dood uit op moes staan nie. Nogtans het hulle nog steeds nie die skrif verstaan dat Jesus dit moes gedoen het nie. En hulle draai om en kies om huis toe te gaan. Hulle was op daardie oomblik ontsteld en jy kan jouself net vir 'n oomblik indink. Want dit wat die mense vir hulle gesê het gaan gebeur, het wel gebeur. Iemand het Jesus se liggaam gesteel. Hulle het niks om vas te hou nie. Hulle het niks om werklik afskeid mee te neem nie. Behalwe om te probeer onthou wat hy vir hulle geleer het. In hulle harte is nog die laaste rou van hierdie gevangenisneming en van die kruisiging. En op hierdie pad is hulle leer, en met hierdie verskyning van Jesus uiteindelik aan die disipels en aan ander 500 mense daarna, moes hulle leer dat hulle wel 'n almagtige God dien. Dat hulle wel die verlosser dien, vir wie die dood nie eers kan vashou nie. Hulle moes leer op hierdie geloofspad saam met Jesus uiteindelik om die pad verder as die graf saam met hom te stap. Hulle moes leer dat hy groter is as die dood. Broers en susters, omdat Jesus Christus opgestaan het uit die graf, het ons ook die keuse of om ons geloof by die oop graf te laat val, of om dit te laat staan. Ons het 'n keuse om ook saam met Jesus verder as hierdie graf te stap. Want op hierdie pad leer ons ook uiteindelik saam met hom dat ons 'n verlosser dien wat groter is as die dood. En juis oor hierdie leë graf hoef ons nie die dood te vrees nie. Duisende jare later kan ons die leë graf saam met mekaar vier. Of ons het die keuse om dit dood eenvoudig net te laat verbygaan. Dood eenvoudig net nog 'n Paasnaweek te laat verbygaan sonder dat dit werklik iets aan my doen. In ongeloof kan ons ook soos die disipels maak en omdraai en maar net huis toe gaan. Aangaan met ons lewe. Of ons kan opnuut besef, die graf is leeg. Die Here het opgestaan. Hy het opgestaan sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. Hoe vra Nikodemus, is dit moontlik om deel te hê aan hierdie lewe? Om te kies of jy geloof gaan val of gaan bly staan by hierdie leë graf. Om te kies om agter die Jesus aan te stap na hierdie gebeure. Dis hoe ons uiteindelik deel kan hê aan die ewige lewe. En broers en susters, wanneer ons vanoggend hierdie doelbewuste keuse hier maak, dat ons net hier gaan sit en hoor wat hierdie graf en Jesus gedoen het nie, maar dat ons gaan kies dat dit werklik 'n verskil maak aan die manier hoe ons daar buite leef. Kan ons nie anders as om Gesang 422 uit te juig, die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry oor sonde, mag en heerskappy.
vers 2, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. En dan eintlik 'n opdrag wat ons vanoggend hier by hierdie leeggraf en leekruis kry. Ons kan dit wêreldwyd gaan vertel. En nie net vertel nie, broers en susters, maar gaan leef deur ons dade, dat ons werklik leef en doen as verloste kinders van God. Wat kinders wat glo hierdie graf is vir ons leeg. En nie net vir ons nie, maar uiteindelik vir die wêreld daar buite ook. Die Here het waarlik opgestaan, aan hom die lof, die roem en eer. Laat ons, o Heer, deur u Gees afhanklik en oorwinnaars wees. Kom ons staan en sing hierdie gesang, broers en susters, maar kom ons staan en kom ons laat dit ons harte verander. Kom laat ons dit help, laat ons na hierdie Paasnaweek bly gaan getuig. Die Here het waarlik opgestaan. Na die seën sing ons spontaan ook oor God se verlossing, die oorwinningslied, al 3 die verse. En ons gaan juigend uit hierdie kerk uit om ook so saam met hom die oorwinning te gaan leef. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toegestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die kragvolle werking van die Heilige Gees sal vandag en ook na Paasnaweek elke dag by julle wees. Amen.